Hallo julle, baie welkom by vandag se les. Ons gaan vandag meer leer oor die getallestelsel. Die getallestelsel is 'n manier om getalle in verskillende kategorieë te plaas. En die kategorieë wat ons het is eerstens my reële getalle en my nie-reële getalle. En my reële getalle kan verder opgebreek word in my rasionale getalle en my irrasionale getalle. My rasionale getalle kan dan verder opgedeel word in my heelgetalle, my telgetalle en my natuurlike getalle. So, kom ons begin by die reële getalle en die nie-reële getalle. As ek die naam in Engels sê, real en not real, dit gee vir my 'n baie goeie beskrywing van hierdie getalle. So my reële getalle is enige iets wat real is, dit bestaan. As ek dit intik in die calculator, kan ek somme daarmee doen. En my nie-reële getalle is weer die teenoorgestelde. Hulle is not real, so hulle bestaan nie. So as ek hulle intik in my calculator, gaan my calculator vir my gooi error, want hy kan nie somme daarmee doen nie. En gelukkig is daar net 2 voorbeelde daarvan wat julle moet ken. Die een is wanneer ek 'n minus onder 'n vierkantswortel het. Onthou vierkantswortel, nie 'n derde magswortel nie. Of wanneer ek 'n getal het wat ek deel deur 0. Hierdie een is 'n ander naam is ook 'n ongedefinieerde getal. Hierdie is al 2 voorbeelde wat ek het van nie-reële getalle. So al die ander getalle gaan reële getalle wees. Nou kan my reële getalle verder opgebreek word in my rasionale en my irrasionale getalle. My rasionale getalle is alle breuke. Enige iets wat geskryf kan word as 'n breuk. Enige getal wat 'n desimaal het, maar die desimaal moet of eindig of hy moet 'n patroon vorm. So voorbeelde hoe hulle dit byvoorbeeld vir jou sal skryf, is hulle sal byvoorbeeld vir jou sê 2,158. As daar nie 3 dooitjies hier aan die einde is nie, dan beteken dit die desimaal stop. En enige getal wat se desimaal stop, gaan 'n rasionale getal wees. Of hulle sal vir jou dit 'n patroontjie vorm deur 'n kolletjie op die syfer te sit. Dit beteken hy gaan aan en aan en aan, hy herhaal homself die heeltyd. En dan verder ook alle heelgetalle, so selfs enigiets wat nie desimale syfers het nie. Waar my rasionale getalle is eintlik dan nou maar net die getalle wat desimale syfers het, waarvan die desimale syfers herhaal, sonder dat hy 'n patroon vorm. En hulle moet vir jou dit aandui deur 3 dooitjies aan die einde. So hulle sal byvoorbeeld vir jou sê 2,159 dooitjie, dooitjie, dooitjie. Dit beteken daai desimaal gaan aan en aan en aan. En 2 algemene voorbeelde wat ons het van hom is pi. Pi is 'n irrasionale getal. En wanneer ek 'n nie volkome vierkant onder 'n vierkantswortel het. En onthou, 'n nie volkome vierkant is 'n getal wat nie 'n ewige getal het wat ek met homself kan maal om vir my daai getal te gee nie. So dit is byvoorbeeld iets soos die vierkantswortel van 5. 5 is nie 'n volkome vierkant nie, want daar is nie 'n getal, 'n ewige getal wat ek met homself kan maal om vir my 5 te gee nie. Dit gaan 'n desimaal wees. So julle sal sien, die manier hoe ek die flowchart vir julle opgestel het is, dat as hy 'n irrasionale getal is, dan stop hy. Hier is geen pyltjies wat na enige ander kategorie toe gaan nie. So as hy 'n irrasionale getal is, dan kan jy maar op om jou tabelletjie in te vul, want dan gaan hy net reëel wees en net irrasionaal. Maar kom ons sê die getalletjie wat ons het is 'n rasionale getal. Nou kan ek verder kyk. Ek kan nou kyk of my getal nie dalk 'n heelgetal is nie. So die naam sê vir jou, dit moet 'n heelgetal wees. Hy mag nie enige desimale syfers hê nie. So dit kan alle positiewe en alle negatiewe getalle wees, solank hy nie 'n desimale syfer het nie. Van minus oneindig tot by positief oneindig. En onder dit kry ek nog my telgetalle. So my telgetalle is alle heelgetalle van 0 tot by oneindig. En hoe ek dit onthou is, dit is alle getalle wat jy kan gebruik om voorwerpe te tel. So ek kan byvoorbeeld sê, daar is 3 honde op die werf. Of daar is 1 selfoon in my hand. En die rede hoekom 0 ook 'n telgetal is ek kan 0 gebruik om voorwerpe te tel. Ek kan mos sê, daar is niks brood in die huis nie, daar is 0 brood in die huis.
Ek kan nie negatiewe getalle gebruik om te tel nie. Ek kan nie sê daar is minus 10 skape op die veld nie. So dit is hoekom my telgetalle eers van 0 af begin. En dan onder dit kry ek nog my natuurlike getalle. So my natuurlike getalle is weer van 1 af tot by oneindig. So, die manier hoe ek dit onthou is, as ek vir jou vra waar begin vir my tel, dan begin ons altyd by 1. So my natuurlike instink is om te begin by 1. So dis hoe ek onthou dat my natuurlike getalle by 1 begin. So kom ons sê, hulle gee vir jou so 'n tabelletjie om in te vul soos hieronder. In plaas van om nou by elke kolommetjie te gaan check, is hy 'n natuurlike getal, is hy 'n telgetal, is hy 'n heelgetal, gebruik ons vloeidiagram, want dit gaan vir ons baie tyd spaar en seker maak dat ons nie onnodige foute maak nie. So, kom ons vat die eerste getal is minus 37. So, nou begin ek met my vloeidiagram. Ek moet nou heel eers besluit, is hy real, is hy 'n reële getal, of is hy not real, is hy 'n nie reële getal. So ons kan nou sien, hy is nie een van daai twee voorbeelde nie, en onthou minus 37 bestaan, ek kan somme met hom doen, ek kan maal en deel en optel en aftrek met hom. So dit beteken hy is real. So die eerste kolommetjie wat ek dan gemerk is die feit dat hy real is. Nou kan ek nog verder kyk, nou moet ek kyk, is hy rasionaal of irrasionaal. En omdat hy 'n heelgetal is, weet ek, alle heelgetalle is rasionale getalle, so hy gaan daai ene wees. En onthou, iets kan nie rasionaal en irrasionaal wees nie. Dis teenoorgesteldes van mekaar. Hy is of die een, of hy is die ander ene. So jy gaan nie hierdie kolommetjie ook merk nie. Hierdie enetjie gaan jy ooplos. Maar nou kan ek verder kyk, want my rasionale getalle word nou nog verder opgebreek in heelgetalle. So, hy is 'n heelgetal, hy het nie desimale syfers nie, en heelgetalle sluit my negatiewe getalle in, so hy is ook een van hulle. Maar nou kan ek kyk, is hy 'n telgetal, en hy gaan ongelukkig nie 'n telgetal wees nie, want ek kan nie sê daar is minus 37 lekkers in die sak nie. En nou stop ek, want as hy nie 'n heelgetal is nie, gaan hy ook nie een van die ander twee kan wees nie. So dit spaar ons baie tyd. Nou kan ek byvoorbeeld kyk na die wortel van 2. Begin ek heel eerste. Is hy reël of nie reël? En die wortel van 2 bestaan. Dis net as daar 'n minus onder daai wortel sou wees wat hy nie bestaan het nie. So hy is reël. Nou kan ek verder kyk, is hy rasionaal of irrasionaal? En nou sal julle sien, 2 is nie 'n volkome vierkant nie, want daar is nie 'n getal wat ek met homself kan maal, wat vir my 2 gaan gee nie. Dit moet 1, iets wees. So, hy is 'n voorbeeld van my irrasionale getalle. So, as ek hierdie kolommetjie merk, kan ek hier ook my rasionale kolommetjie merkie, en my vloeidiagram stop daar. Ek kan nie verder gaan nie. En dit is my getallestelsel. Baie sterkte!